Van my kant af, goeiemôre. Wat 'n voorreg is dit om so saam net die Here te kan aanbid. Ons het nog 'n geleentheid 5 November waar ons net dit gaan doen. En in Afrikaans. Net die Here gaan loof. Iemand eendag gesê hulle gaan net Afrikaans en Engels praat. Ek's nou nie noodwendig oortuig van dit nie, maar as jy ook so voel, kom maak gebruik van daai tyd net om die Here se teenwoordigheid saam te kan wees. Ek wil vir jou vra vanoggend, wat is jou prentjie van die volmaakte, die perfekte familiebraai? Paptert. Okay, ons het paptert. Braaibroodjies. Eerste diens was ook 'n braaibroodjies is die gewilde ene. As die Springbokke wen, okay. So vir my is die perfekte familiebraai daai een as jy opdaag en die vure brand klaar, want iemand het inisiatief geneem om die hout net te pak en dan die brand te steek. Die perfekte familiebraai is waar almal bring iets. Iemand kom, hulle bring die vleis en die ander een maak genoeg braaibroodjies en die ander een bring paptert en ander ene bring snacks en koeldrank en natuurlik aardappelslaai, nee, braai sonder aardappelslaai is nie braai nie. Die wortelslaai is opsioneel en die groenslaai maar nie die aardappelslaai nie. So dis die perfekte familiebraai waar almal iets bring. Iemand moet ook net roomys bring asseblief as ons ooit 'n familiebraai het. Okay. So en dan as ons klaar gebraai het, klaar geëet het, dan pak die kinders die skottelgoed op en hulle gaan was dit. nou jy kon nog inkoop tot daarso, ek sien dit. Toe ek dit sê nee, nou praat ons van 'n droomwêreld, nie realiteit nie. Daai gaan nie gebeur sommer nie. Wat ek vanoggend vir jou wil sê is dat dis eintlik die prentjie van die familie van God. Ons sê we are a family on mission. Dis die prentjie wat die Bybel kom skets. Hy sê wanneer bymekaar kom en die een het 'n lied, en een het 'n woord, een het 'n psalm, is die prentjie van die familie van God wanneer bymekaar kom of waar hulle familie is almal bring iets. Almal het iets wat en nie omdat hulle moet of omdat daar een of ander iets iewers gesê is rondom dit nie, is net ons is deel van die familie. It's just what we do and just who we are. Dis net 'n deel van die prentjie. So ons wil die volgende 3 weke in November net toelaat dat die Here vir ons iets van 'n goddelike perspektief kom gee op die gedagte van vrygewigheid, van gee, van hoe daai prentjie lyk. En ek wil begin met 'n ongelooflike storie vanoggend met Paulus wat praat oor gemeentes in Macedonië. Hy skryf eintlik hierdie brief aan Korinte. En dan breek hy by Korinte oor die gemeentes in Macedonië wat deur moeilike goed gaan het. Maar kom ek lees hom vir jou. Hy's in 2 Korintiërs 8. Ons lees vers 1 tot 7. Hy sê broers en susters. En daai is nie godsdienstige taal nie, dis familietaal. En vandag sou hy vir hulle gesê, boeties en sissies, hoor gou hierso. Ons lig julle in oor die genade van God. Jy kan genade highlight as jy 'n highlighter het. Oor die genade van God wat die gemeentes in Macedonië ontvang het. Daar was 'n openbaring van God se genade vir daai gemeentes gewees. Nou dis die vertrekpunt. En dan sê hy, al is hulle ook ewig getoets deur swaar kry, het hulle uitermate blymoedig gebly en hulle groot armoede het uitgeloop op oorvloedige vrygewigheid. Ek getuig dat hulle volgens vermoë, ja dat hulle selfs bo hulle vermoë gewillig was. Met groot aandrang het hulle ons gesmeek om te mag deelneem aan die liefdeswerk en die diens aan die gelowiges in Judea. Dit was nie soos ons dit verwag het nie. Eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons, sodat hulle kon optree volgens die wil van God. En daarom het ons by Titus daarop aangedring om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër begin het, nou ook by julle te voltooi. Aangesien julle in elke opsig uitmuntend in geloof, met woord, met kennis, groot ywer en liefde wat ons aan julle betoon het. Dan sê hy vir hulle, die Korinte, hy sê, munt dan nou ook uit in hierdie liefdeswerk. Hy sê vir hulle, munt julle dan ook nou uit in hierdie liefdeswerk. So, hier is die beeld wat hy skep. Hy praat van
hy praat met Korinte oor hierdie groep gelowiges in Macedonië wat swaar kry beleef, maar tog vol blydskap is. En die blydskap is die blydskap van die Here. Dit is vol blydskap en is vanuit hierdie plek van blydskap waar daar dan oorvloedige vrygewigheid vloei. Maar hy begin met hulle 'n openbaring gehad van die genade van God. Dis die mooi deel van die prentjie. Hulle het iets van 'n openbaring van God se genade gehad en so as God hierdie is iets wat jy glo en vertrou, ek self al beleef het, as God jou hart beet gekry het met sy goedheid. En dit het jou hart kom arresteer, kan dit nie anders as om oor te loop en deur jou hande dan te kom vloei nie. So vrygewigheid is die vrug van 'n lewe wat oorweldig is deur genade. En dis die eerste gedagte wat ek wil by jou kom los vanoggend. Die eerste punt is vrygewigheid vloei uit daai plek van genade uit. So Paulus sê in vers 1, hy sê kom ek vertel julle hierdie storie van 'n hele gemeenskap wat deur die Here se genade aangegryp is. En die invloed wat dit op hulle gehad het, want daar was 'n vrygewigheid wat uit dit uitgevloei het, maar daai tipe vrygewigheid is nie natuurlik nie. Veral nie in vandag se konteks of in die wêreldse konteks van individualisme nie, nê. En ek dink vandag sterker as daai tyd, maar dit het toe ook maar bestaan waar elke ou probeer net sy plekkie onder die son bewerkstellig, nê. Elke ou probeer net keer vir sy wickets en daar's soveel druk en soveel dinge wat na jou kant toe kom. Ek moet die kinders hier in die universiteit kry, eers hier die skool, dan in die skool kos omtrent al soveel soos die universiteit voel het, jy weet, en ek moet net eers net myself uitsorteer. En dit voel of ek nooit verder as dit kan begin dink nie. En is daar individualistiese manier van funksionering en vrygewigheid uit daai vloei baie moeilik, natuurlike vrygewigheid. En so die tipe vrygewigheid waarvan hy hier praat, en ek gaan nou verder konteks oor gee, is 'n bonatuurlike vrygewigheid. Dis iets wat die Here, die Heilige Gees binne in hulle kom aktiveer het die oomblik toe hulle daai genade beleef en dit hulle harte beet kry. So ek dink net, ek sien die prentjie hoe hulle net besef het alles wat ons het. Ons tyd, ons talente en die finansies wat ons het, die bietjie, want onthou hulle praat van 'n armoede daar. Behoort in elk geval aan die Here. En daai ding kom stuur iets in hulle binneste wat hulle sê, ons het 'n brandende begeerte om deel te wees van hierdie genade storie. Dit het ons so arresteer dat Here, hoe kan ons deel wees van dit? En dit hulle vry kom maak, want hulle het nie gedink op die plek van, jy weet, ons is gevange van ons omstandighede, die feit dat ons in armoedige omstandighede is nie. Hulle het geskuif en gedink van uit hulle ewigheidsperspektief af, van ons ewigheidswaarde. Ons het 'n voorsiener aan wie daar geen einde is aan wat hy voorsien nie. En is in hierdie plek waar hulle dan betrokke geraak het in die liefdeswerk soos wat Paulus dit nou beskryf. Ons het iets van dit beleef, ek en hy, toe ons in Loederitz was ons eerste gemeente, daar Kusdorp in Namibië. Ons kom hier uit Johannesburg uit en ons gaan Loederitz toe. Nou, net voordat ek ons daai beroep aanvaar het ek op daai stadium vir Woolworths gewerk en die salaris wat hierdie ouens kry is klein gemeente platlandse dorpie, is halfte die salaris wat ek by Woolies kry, minus die maatskappyvoertuig wat ek ook nog by Woolies gehad het. Okay, so, maar Here het gesê, maak vir julle pad in die woestyn. Kyk, hy kon nie duideliker praat nie. Want jy ry letterlik deur die woestyn. En nou weet ons moet gaan. Jy weet, so ons, die sommetjies op die boeke, ons het gedoen, die budget, die Excel spreadsheet het nie gewerk nie. Sê, okay, Here, wel, jy het gesê ons moet gaan, jy gat ons. En ek wil sê, dat in die tyd wat ons daar was, hoe incredible is dit om dan te beleef die Here se voorsiening. Dis dan die bonatuurlike jou beet kry, wanneer jy God se hand in beweging sien. Toe die Israeliete in die woestyn was, nie toe hulle weet baie gehad het, maar toe hulle in die woestyn was en moes vlug vir hulle lewens van die Egiptenare af, kom hulle by die see en hulle sê, hier is die moeilikheid nou, die see voor ons, die vyand agter ons, wat gaan gebeur? En dan maak die Here daai see oop. En dan beleef die wonderwerk
En so was dit vir ons gewees, jy weet, ons het nou nie manna uit die hemel uit gehad wat op die kombuistafel kom lê nie, maar iemand het met 'n vis opgedag. Nou in Luderitz bring hulle nie vir jou 'n hyk wat mooi gevries is in 'n boksie nie, hulle bring 'n vis met 'n kop en oë en alles, jy weet, en ons kom van Joburg af. So ek en hy sê nou gaan ons nou maar try, maar ons slag daai vis dat hy so sushi lyk, jy weet, so reepies. Maar jy kon hom eet, ons kon hom eet. En storie op storie het gebeur. Ons net dit beleef. Het sê, Here, hierdie is incredible, hoe U net elke maand vir maand, jaar vir jaar kom, en ons kom verbaas met U genade en die goedheid. En die goedheid van die Here ons harte beet kry. Nou, ons het, toe ons nou ry, so ek sê, ek moes die maatskappy voertuig teruggee vir Willys, en ons koop toe Skyline, Nissan Skyline. Jy weet, daai wat die polisie op 'n kol gery het, nee, so hulle lyk so. Man, luister, is 'n 2 liter outomaties. Ek het nie van outomaties gehou nie, maar hierdie kar was die beste in die prysklas waar ons kon kyk. En vir seker so 3 jaar was hy het gewerk soos 'n bom. Okay, daarmee ontplof nie, maar hy het ons gevat waar ons moes kom en dit was great geweest, maar daai jare was daar so 'n ding in die kerk geweest. Die pastoor het Camrys gery. 'n Toyota Camry. Jy weet, as die pastoor by die vergadering opdaag met 'n Toyota Camry, dan sê die man, die Here is saam met hierdie man. Jy weet, is betroubaar, is 'n wit kar, kleur van skoonheid, jy weet, en so ek het so gekyk en ag, my hart begeer om 'n Camry te ry. Ek spot nou maar net, was nou maar algemeen wat baie van die pastore het nou maar toevallig Camrys gery. Ek dink is net omdat hulle gehou het, jy weet. En ek het so hierdie begeerte gehad om 'n Camry te ry. En daar's 'n ou in die gemeente by ons, sy naam is ook Johan. Hy ry 'n Camry en hy besluit op 'n kol, sê vir my, pastor, klim in die kar saam met ons gaan ry. En in die ry sê vir my, hy koop 'n ander Camry, die nuwe geslag. En hy weet, ek weet dat ek hou van Camry, stel ek belang om dit by hom oor te koop. Hy sal vir my bottom line prys gee. Ek sê, yes, Johan, dit sal great wees en ek gaan die Here vertrou. Gelukkig het ons die bankbestuurder ook in die gemeente gehad, om Charles. Geklop op by hom Charles en sê, Charles, asseblief jy my help, jongens. Ek wil hierdie kar koop, maar ek moet 'n lening aangaan. Hy sê ek gee vir jou die beste rentekoers wat ek kan. Maak die somme, maak sy potlood skerp. Maar daar bly omtrent nog R7,000 oor. Waarby hy sê ek kan nou nie, weet ek kan tot hierdie bedrag kan ons dit moontlik maak. In elk geval, gaan terug na Johan toe. Ek sê vir môre Johan, ek het 'n plan. Kan ons gesels oor die plan as ek terugkom? Want ons is toe op pad vakansie. Ons gaan hou vakansie in die strand daar in die Kaap en hy sê dis reg, jy weet, is so die bank gee die lening en daar R7,000 wat ek nog vir Johan skuld. Ek vat die Camry en ons gaan hou vakansie. Hier is my plan, ek gaan daai Skyline verkoop. Ek het hom gekoop vir R15,000. Ek kan ten minste 13 vir hom kry. Jy weet, dit is nou 3-4 jaar later, maar hy het nou so 'n bietjie roes met die ryery op die soutpanne gekry. So ek besef, jy weet, regverdige prys 12-13. En dan het ek nog 'n paar rand. Jy weet, om die Camry se dashboard so met daai fur uit te lê, nie ek spot, ek haat daai goed. Maar dis my plan, ek het 'n plan. Jy koop nie net sonder 'n plan nie. En terwyl ons in die Kaap is, ry ons daarin, ek bleef die Here sê vir my, ons moet daai Skyline saai. Een van die pastore in Walvisbaai se bakkie het heeltemal gebreek opgepak. Ek beleef die Here sê vir my, ons moet die Skyline vir hom gee. En nou praat ek eers met die Here, jy weet, is negotiation, sê, Here, ek is verantwoordelike man, rentmeesterskap, hierdie was my plan gewees. Die Here sê, onthou jy daai vis, en onthou jy, elke keer wat hy kom, sit hy sy vingers so op, waar mense gekom het, of die Here self gekom het, en net iets kom doen het, wat 'n voorsiening was in die nood, wat ons persoonlik gehad het. En ek weet, ek raak sommer so tranerig, want ek onthou daai moments, en dis mooi oomblikke, dis behalwe dat die Here vis voorsien het. Daar's lekkerder vis gewees, okay? Dis die oomblik van jy beleef die Here in die Here se hand. Dis wat jou hart gryp, en ek begin so, jy weet, trane rol, nou dink ek, my vrou dink,
ek dink hierdie landskap is verskriklik mooi in die Kaap, jy weet. En na rukkie sê ek vir haar, "Ja, Renée, ek beleef ons met die Skyline saai vir daai pastoor." En sy sê, sy wou nou net vir my sê, die Here sê vir haar, ons moet die kar saai vir daai pastoor. En ons saai die kar, gee dit vir hom, kom terug. Nou het ek nie 'n plan meer nie, my plan is nou daarmee heen. En dan moet ek by Johan gaan sit en vir hom sê, nou gaan sit ek by hom en ek gaan sê vir hom, Johan, maar hy stop my met sentence en hy sê, luister, ek weet nou nie dit my plan nie, maar hy het 'n ander plan. Want ek was baie lief vir kreefduik. Nou steeds die wet om kreef te verkoop. Jy kan 'n duik vir jou en jou gesin, maar jy kan dit nie verkoop nie. En ek is die pastoor, so ek moet hou by die reëls in die dorp, jy weet. So as ek by Johan kom, dan ek eet 'n kreef, Jaco eet 'n kreef en hy en Chris doen nie, dan gee ons krewe weg vir die gemeente. Okay. As ons hier krewe gehad het, dan was julle baie gebless gewees, okay. En dan wil hy vir my geld gee en sê ek vir hom, ek kan nie hierdie geld vat nie, dis nie eties reg, is teen die wet. En dan vat hy nou maar die kreef en so en sit ek by hom en hy sê ek het 'n ander plan. Weet jy wat jou plan, maar hier's my plan. Hy sê hierdie R7,000, jy gaan dit vir my afbetaal in krewe. Ek sê Johan, ek mag nie. Hy sê as jy my kan bless, kan ek jou bless. Ek sê okay. Dit klink soos 'n plan. En ek betaal die res van die Camry betaal af in krewe. In krewe wat ek verniet in die see kry, okay. En die Here kom net en hy voorsien in die deel wat ek gedink het, Here, ek weet as die bank nou kom en van die kar terug gaan dit dan ook nie goed lyk nie. Maar daar was iets van genade wat my hart beet gekry het en waar ek iets van 'n verstaan het, wanneer genade beweeg, dan raak vrymoedigheid die volgende natuurlike stap, bo-natuurlike stap wat in jou hart gebeur. Hier is die tweede gedagte wat ek met jou wil deel. Genade het niks met die omstandighede te doen nie. Paulus sê hierdie ouens, hulle is ewig getoets, hulle het uitermate blymoedigheid gehad, maar was groot armoede ook geweest, wat oorgeloop het tot oorvloedige vrygewigheid. So hy noem 3 goed. Hulle omstandighede, hulle is ewig getoets, hulle balansstaat, hulle het groot armoede gehad, en groot, of oorvloedige vrygewigheid, dit was hulle reaksie. So hulle het nie na die balansstaat gekyk en sê, o, Paulus, weet jy, ons harte wil so graag, ons wil so graag, maar ons besef realiteit, sorry Paulus, jy weet, is nie, hulle het na hulle geloofstaat gekyk, en Paulus sê, hulle het hom kom smeek, hulle sê, asseblief Paulus, asseblief, ons wil deel aan die storie van God, ons wil deel, ons het die genade het ons so aangegryp, ons wil deel aan dit waarmee God besig is. Moet ons nie onderneem van hierdie seën wat ons hier uit wil kry nie. En dis ietsie van dit oor hierdie volgende 3 weke waar Heilige Gees met ons as 'n family on mission, as 'n kerkfamilie, iets wil kom praat, want my ingesluit, jy vind jouself baie maal in daai spasie waar jy in jou logika dink jy hieroor en jy sê, as ek eendag op die plek is waar ek genoeg het nadat al die rekeninge betaal is, en die roomhuis en die vakansie en daai TV wat ek moet hê, as alles betaal is, en daar's oor, dan wil ek graag gee. Dan wil ek graag bring en betrokke wees en dat vrygewigheid 'n deel van my lewe is, maar as ons op daai plek is, dan mis ons die punt van vrygewigheid. Want vrygewigheid is 'n bo-natuurlike reaksie wat vloei uit my hart uit. Eerste. En hoe ek die Here dan vertrou vir die voorsiening wat nodig is om daarmee gepaard te gaan. En so hier is die derde punt, hier is die geheim van die Macedoniërs, hulle het hulle self eers aan die Here gegee. Dis wat Paulus sê, hulle het hulle self eers aan die Here gegee. En so daar kom 'n oomblik in elke kind van die Here se lewe, daar kom hierdie oomblik waar jy ontdek, jy weet, is nie net dat ek behoort aan 'n kerk, ek is in 'n kerk nie, maar ek is die kerk. Daar gebeur 'n skuif in jou hart waar jy nie net meer dink, Jesus kom red my, of kom doen iets in my hart, of kom maak my gesond, maar waar jy begin bid, Jesus gebruik my. Jesus werk deur my lewe. Dis die volgende vlak van ons verhouding, die volgende vlak
van motivering en inspirasie wat ek beleef in ons verhouding, dis nie meer wat Jesus in my doen nie, maar wat hy deur my doen. En wat gebeur is wanneer 'n hele gemeenskap soos die Macedonië gemeente, is eintlik meer as een gemeente, so beweeg word ten spyte van die omstandighede, so beweeg word, dan verander 'n wêreld. As jy gelees in Handelinge 2 en daai gedeelte ook wat ons nou gelees het, is dat die wêreld het opgelet. Hulle die guns van die mense gewen, nie net die kinders van die Here, die kerk nie, hulle die guns van die gemeenskap gewen. Toe hulle dop hou en sien wat gebeur onder hierdie mense wat Jesus in sy volheid van sy genade ontdek het. Nou ek wil hom land in Doxodeo is daar die ding wat ons harte beweeg, waarvan ons oortuig is daai waarheid, is dat ons sê hierdie stad, Johannesburg, behoort aan die Here. Ander ouens sê is Gangsters Paradise, ons sê nee. Hierdie is God se stad. Dis hoekom ons hier is. Anders was ons al lankal of Kaap toe of hemel toe, okay? Sê nee, ons is hier, is God se stad. Maar dis net 'n mooi sê ding as ons dit nie prakties maak nie. En een van die dinge vir ons, hoe ons dit prakties maak, wat die Here vir ons gesê het, so die Macedoniërs het behoefte gesien in Judea en Korinte, en hulle sê, Here, daai behoefte praat met ons hart in, ons wil 'n deel wees van die antwoord van die behoefte. Vir ons is dit wat die Here met ons harte kom praat is oor die skole, klomp jare terug in Doxodeo, sodat vandag is ons in 8 skole gevestig in Alberton. Ons sien die behoefte, en die behoefte is nie noodwendig, jy weet, dat hulle 'n nuwe rugbyveld nodig het en nuwe paviljoene. Die behoefte is dat ons nie opeindig waar Europa opgeëindig het, waar die generasie van die next generation, die jong geslag daar sê, die kerk is die mooiste kerke wat jy aan kan dink. As jy met hulle praat, sê hulle, daai was waar my oupa en oupa Grootjie by mekaar gekom het, maar die boodskap waar dit van praat glad nie meer met my hart nie. Dis 'n generasie wat verlore gegaan het. En ons beleef, ons ervaar dit hier ook, ons ervaar dit dat die Here sê vir ons, kom stir ons harte dat ons sê not on our watch. Not on our watch, en so ons het 'n aktiewe plan, ons het 'n aktiewe proses hoe ons in 'n skool kom en invloed uitoefen in die storie en die genade van Jesus in daai skool word. En so dit is hierdie tyd van die jaar waar ons terugvoer vir jou gee, en ons het 'n video, 3 span vir ons 'n video aan mekaar gesit, en ek wil graag vir jou daai video gou speel. Julle kan dit vir ons doen. Goeiemôre, ek is Eleni Jordaan, hoof van Hoërskool Alberton. I'm Nicholas. Vandag staan ek hier, ek is een van die leiers by New Creation. What God has done for me. My name is Bella. Ek Chantal, ek werk by Laerskool Orion. Tree is betrokke by 8 skole. Ons het toegang tot 7 skoolhoofde, tot 7600 skooliere, as ook 300 onderwysers. Dit is vir my 'n voorreg om vandag vir u bietjie te vertel van Tree. Justin en sy span kom open op 'n maandagooggend vir ons leerders, en in die tye waarin ons leef, is dit soms die enigste kerk waaraan ons leerders blootgestel word. And he says, my peace I'm offering to you is a peace that surpasses all human understanding. Prayer is powerful. Prayer is real. My love for God and overall the love for speaking about Him has grown immensely. It taught me community as well. It taught me how to communicate with people on a deeper level and to really reach people's hearts. Hulle help ons in die oggende met ons epic video's, en hulle help ons om ons dienste aan te bied, so met hemelvaartdienste het hulle ons al gehelp, met Paasfeesdienste. Hulle help ons ook met leieropleiding, en dit maak regtig 'n groot impak in ons leerders se lewens. Vir meeste onderwysers is onderwys 'n roeping. Dis nie net 'n werk nie, maar ons het mense soos u nodig om ons hande sterk te maak. En dankie daarvoor. Dit is vir ons 'n voorreg. So kom ek deel 'n vinnige storie met jou
net om hom te anker. Begin van die jaar het Justin die geleentheid gehad om in 'n gesprek te sit met 'n moslem seun. Hy's genooi na CSV toe deur sy vriende. Is 'n vertroulike storie. Jy sal nou verstaan, so ons gaan nie spesifieke details deel wat 'n skool en so meer nie, maar die vriende nooi hom CSV toe. Die Here raak sy hart. Hy eindig op in 'n gesprek met Justin hulle en hulle lei hom na die Here toe. Gee sy hart vir Jesus. Uitverkoop. Hy sê dis nou 'n paar maande later, daai ou brand vir die Here. Hy dag op by CSV en dan groet hy die ander kinders by die deur. Nee. En as daar leierskap nodig is, dan is hy daar. As daar gedien moet word, is hy daar. Help stoele uitpak of wat, jy weet, help met die bemarkingsgoedjies. En is net hierdie seun wat 'n liefde, wat die genade van Jesus ontdek het. Nou uit die aard van wat Islam is en beteken, kan hy nie openlik loop huis toe gaan en sy ouers net sê, hoor, ek het my hart vir Jesus gegee. Sy lewe is letterlik in gevaar in daai proses. Maar ten spyte van die omstandighede, brand hy so vir die Here, dat hy openlik by die skool dien in die CSV. Dis die stories. Nou ons het nie tyd om in die almal van hulle in te klim, van die kinders wat hulle deur 'n proses gelei het, van Rousmart wat ouers aan die dood afgestaan het. Dit is net hierdie geleenthede waar die Here kom platform gee en sê, kom sit my liefde hier op display. En die ding is, dan is ons daar. Dan het ons voete daar. In die vorm van Justin en sy vrou Janay, kom staan gou vir my op stage. Janay is nog steeds deeltyds deel van ons 3 span. Gee nog 'n deel van ons tyd in die laerskole en by ons kids ministry en so, maar hierdie 2 is ons voete en ons hande. In die skool is die ouens wat die proses vir ons dryf en dit moontlik maak. En hier is dit elke jaar. Hierdie is nie deel van ons bedryfsbegroting nie. Dit wat tiendes en offergawes na gaan. Hierdie is deel net van vennote wat sê, as die behoefte gesien, hoe kan ons deel wees van dit? Hoe kan ons deel wees? Kan ons hierdie 2 bemagtig om aan te hou, om by die skole uit te kom en impak te kan maak. En so ek gaan vra vanoggend dat ons net eers 'n moment maak, net hulle afsonder en net vir hulle bid. En as jy jou hande, as jy vrymoedigheid het, steek jou hande uit, dat ons net kan sê, Here, dankie vir gewillige lewens, harte, wat sê, ons het 'n calling vir hierdie, ons het 'n roeping om God te verteenwoordig in spasies waar ander nie kan kom nie. Ons het 'n roeping om 'n strategie uit te voer, uit te voer, Here, om U genade storie in 'n skool sigbaar te maak. Op 'n manier wat opeindig in stories van veranderde lewens. En Here, ek weet die sacrifice wat dit vat vir Justin en vir Janay. Ek weet. Ek ken hulle persoonlike omstandighede en hulle storie. En ek kom bid vandag, Here, dat U hulle kom voorsien op bonatuurlike maniere en dat U hulle sal verbaas staan oor wat U in hulle lewens doen oor die volgende 20 jaar en hulle leierskap en hulle pad wat hulle stap met kerk en hulle lewens wat hulle gee vir kerk. Dat hulle sal kan terugkyk op hierdie genade storie van die Here en sê U is waarlik goed. Maar ook deur hulle lewens bid ons vir stories soos hierdie seun, Here, wat op die een na die ander, stories van lewens wat getransformeer is. En ek sien hoe daai seun groot word en moontlik in die regering opeindig en 'n invloed het, 'n Christosentriese invloed het in wat gebeur in ons land. Omdat iemand by CSV vir hom gesê het, wil jy nie Jesus oorweeg nie. Ja, mag ons meer en meer van daai stories hê wat ons stad en ons land kom verander na 'n plek waar God se regering en God se koninkryk sigbaar is vir almal om te sien. Ons loof U vir dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap net. Dis waardering vir wat hulle doen hier. En hier's wat ek vir jou wil vra as Doxadeye vernoot vanoggend. En hierdie is nie tiende en offergawe nie. Okay, hierdie is
Hierdie is ietsie van, Here, hierdie nood praat met my hart en boonbehalwe, 10de en offergawe, wil ek 'n bedrag of per maand, party ouens gee 100 of 2 of 500 rand per maand. Ons het van ons vennote wat jaarliks 'n jaarbedrag, 15 of 20.000 rand gee en sê, dis wat ons wil gee sodat hierdie fonds, want sodra hierdie fonds nie meer werk, kan ons nie meer verwag van daai twee net om nou net aan te gaan. Jy weet, ons moet hulle bemagtig om dit te kan doen. En wat ons vanoggend vra is vir jou, ons gaan 'n oomblik skep waar jy kan bidend wees. In daai koevert daar naby jou op die stoel is daar so 'n kaartjie, is 'n blaar, verteenwoordig 'n boom, tree. En as jy omvat en net toe vra die Heilige Gees, ek wil nie by my bankstaat begin, ek wil by my geloofstaat begin. Wat se bedrag sit hier op my hart? Ons moet maandeliks die twee mense finansiëel ondersteun dat hulle huishouding kan aan die gang hou. En as 'n hele gemeenskap opdaag, is dit eintlik 'n maklike oefening, maar ek hoef nie alles te dra nie, maar wat is die deel? Is dit 'n aardappelslaai, is dit braaibroodjies? Waaroor praat U met my in my hart vanoggend? Om hierdie proses nog steeds moontlik te maak. Okay, en dan hierdie is vrygewe of is 'n vrygewige proses. Dis 'n blymoedige proses, is uit geen dwang uit nie. Dis jou keuse, jou besluit. Maar as 'n familie saam gee, skuif ons die naald. As jy hom klaar aangevul het, Justin sal met jou kontak maak oor die res van die detail. Hierdie is net 'n commitment wat jy in jou hart maak. As jy hom klaar aangevul het, wil ek hom bring hom, kan hom omdraai, sit hom vir ons daar op die tafel neer en dan vat. Ons wou vir jou die grootste bome wat jy kry is die redwood trees. Ons kon nou nie in die hande kry nie. Okay, nie betyds nie. So hierdie is nou wat ons in stede in die hande kon kry. Hulle staan nie voor, dan wil ek een van daai vat. Jy gaan huis toe vat, jy gaan iewers te plant waar jy hom kan sien, kan water gee en kan bid vir hom en sing vir hom. As jy nie kan sing nie, Lisa Marie het voice notes opgeneem wat sy sal stuur en dan speel jy dit, okay. Hier's wat, moet dit nie vir iemand anders gee, vir jou tuinjong of vir jou kinders of mamma. Want dis wat ons doen, iemand anders te gaan hierdie verantwoordelikheid optel. Here sê, ek praat met jou. En ons ietsie van dit is soos wat ons hierdie water gee en versorg en die groei sien gebeur en die lewe sien. Dis 'n geestelike verklaring wat ons maak. Dis 'n geestelike manifestasie van Here, dis die lewe wat ons wil sien in skole. Dis wat ons wil sien gebeur in die verandering. En as ek bid vir hierdie plantjie, bid ek eintlik vir 'n kind wie se naam ek nie ken nie. Wie se ouers geskei is, wat besig is om geboelie te word, wat nie Jesus ken nie, wat die Here gaan daai behoefte in jou hart kom losmaak nie. Bid spesifiek vir dit. En sê, dis hoekom ek gesaai het. Dis hoekom ek hierdie maandelikse bedrag gee. Dis nie net sodat 'n proses kan aangaan nie. Here, ons vertrou U. As daar nie lewensverander is, gebeur nie. Waarmee is ons besig? Hierdie is waarvoor ek U vertrou. Die dag as ek aftree, wil ek vertrou dat daar 'n generasie gaan wees wat Jesus gaan verteenwoordig so wat ons vandag doen. En meer. Ek bid vir meer, Here. Dat hulle in plekke gaan wees in besigheid en in skole, onderwysers en in die regering, ministers wat ernstig in 'n CSV proses deur 'n Justin of 'n Janay of 'n iemand 'n hartskuif plaasgevind het, Here, en ek kan eendag kom en by U kom sê, Here, 'n deel van daai is op my rekening. 'n Deel van daai is omdat ek gekies het om te sê, kyk nie na my realiteit nie, kyk na my ewigheidsprentjie dat God deur my bonatuurlik goed kan doen. Ek glo dit. En hierdie gaan dit lewendig hou in ons harte. Dis 'n herinnering soos die nagmaal 'n herinnering is aan Jesus se sterwe.